het mense seer gemaak. Ek het mense bedrieg. Ek het gelieg. Ek kan vanaand vir julle vertel, hoe ek mense geskiet in Appington. Kom ek vry in die hof. Ek het nou die Landros, wat eers 'n staatsanklaer was, ek het tot hom te nagekom. Ek het nou wanneer, Jaco, 3 maande terug, toe skit ek met hom blad. Daai ou was kwaad vir my en hy sê, Rooies, ek het jou vergewe. Hoekom word ons vergewe? Ek het 'n 5-jarige dogtertjie vermoor. Ek is te skaam om dit hier te sê van 'n granaat wat ek in huis gegooi het, daar in Appington. Die pa het my vasgegryp en my vergewe. Ek was so moedeloos daai aand, ek het 'n das aangehad, ek gee my das. Toe draag jy weer dasie. Hoor gou mooi, ons is sleg. Dan kom stap hy in, sy naam is Jesus. En hy vergewe ons. Maar dis nie wat ek wil praat, ek wil vanaand 'n bietjie vir ons vra. Kan ons iets vir hom ook doen nie? Ons wil net Hy smeek, hy wat siele win is wys. Spreuke 11 vers 30. Hy wat siele win is wys. Wil jy 'n bietjie slim raak? Wen 'n siel. Maar hoor gou mooi, dit wil ons nie doen nie. Dis lekkerder om vir 'n pel 'n vuil grap te vertel. Dis lekkerder om jou sigarette oop te maak of om 'n sigaret te gee. Dis lekkerder om 'n dop te gooi. Ek wil vanaand vir jou sê, ek dank God en ek spog nie soos 'n fariseer, waar is Andres? Sy alweer weg, alweer agter, pastor. Ek kan het opgehou preek, sal jy bid vanaand vir hom? Dankie. Maar in elk geval. Hy maak seker 'n rookie daar. Maar hoor gou hierso. Ek ken nie van dat ek 'n dop nog vir my kind kon gooi of hy vir my nie. Ek ken nie van dat ek 'n sigaret, en ek is die Here maar dankbaar, as dit daai tye was dit anderster. Hy wat siele win is wys. Ek wil vanaand 1 of 2 stories vir jou vertel, hoe het ek begin. En mag dit jou trigger. En jy besluit, want hoor gou, hoe begin jy? Jy begin om te begin. Ek kom, en ek sluit daar by die AGS, en hulle is pragtige mense, en die PPK is pragtig. AGS staan vir, en my vriende sal verstaan, alle gesteelde skape, en die PPK staan vir probleem Pinksterkinders, of wat? Priesters, profete en konings. Okay, daar gooi. Maar okay, dis pragtig. Hoor gou, spot net so 'n bietjie onder mekaar, hoor. Volle evangelie, ons gaan julle nog iets kry. Maar in elk geval, maar hoor gou, ek wil vir jou sê, ek kom al by die AGS, nou kom ek net uit 'n tradisiekerk uit. Ek moet nie die tradisiekerk so afgooi nie. Dis hulle wat sending begin het. Dis hulle wat sending opgelig het. Dis hulle wat sending laat gaan het in Afrikaan. Ons handeklap kerke, bewys my anderster. Van ons, dink ons het gearriveer. Ons is daar. Is lekker om hande te klap. Ons gaan môre aan toe, ons gaan die mense gryp as hulle inkom en doop is hulle. Patterlik, julle moet wake up wees, mooi sit. Ons staan môre aan so om die deur en dan gryp. Hulle sê maar ons doen dit. Nee man, ons sal nie. Net as jy wil. Maar daai oom in die wit baard daar, ek wil hom doop môre aan. Of as hy gedoop? As ek laat? Ek spot so. Sien, ek is hier 'n halwe profeet. Maar okay, prys die Here. Ek maak net 'n grappietjie, hoor. Maar halleluja, maar môre aan. Bekeer jou, laat jou doop. Nêrens het hy gesê, vat 'n bietjie water en besprinkel dit op een se koppie. Ek sien dit elke maandagooggend in my huis. Die huishulp vat water en sprinkel dit op die klere en stryk dit. En sy het hier 7 jaar geleer. Hoor gou vir my asseblief. Kom ons doen wat God sê en nie die Stellenbosch leerreëls nie. Kom ons doen 'n bietjie wat God sê. Jesus sê, bekeer jou, laat jou doop. Hy het nooit gesê 'n baba nie. Hoekom luister ons nie net vir Jesus nie? Dis wat hy wil hê. Vra jou vanaand. Hy vra al lank vir jou. En jy is, hoe gaan ek dit doen? Wat van die droë klere? Wat gaan die dorp sê? Besluit nou of jy wil die duiwel dien of God. Come on. As jy tradisie dien, dien jy die duiwel. As jy skaam bly, dan dien jy die duiwel. Daar is nie 'n ander woord nie. Besluit of jy wil ooploop met die Here. Amen. Ek loop met hom oop. Hulle kan vloek. Hulle die laaste 5 weke. Hulle het nie meer iets om oor te vloek nie. Nou vloek hulle my oor varkvleis. Ek sal hom eet.
Ek sal vir hom eet. Amen. Hoor gou mooi, jy wat nie varkvleis eet nie, sal jou nooit trou oortuig. Ek het respek vir jou. Ek het respek vir jou. Ek was ook daar op 'n tyd. Ek het dit ook nie geëet nie. Godsdienstige redes. En ek het nie geëet nie. En ons het die vleis in die huis en ek bid, Here, gee vir my kos. En ek kry 'n halwe varkpersent. Ek wil vir jou vra, wie die vark gestuur, Lucifer of God? Hallo, ek gaan niks verder sê nie. Amen. Maar ek sal mense wat die vark eet respekteer. Ek sal mense wat sê Saterdag of Sondag of Woensdag wanneer hulle Sabbat is, ek respekteer. Want hierdie liggaam moet rus. Maar as jy dit doen, Romeine 14 sê, laat elkeen dit hou soos hy oortuig is. Hou op stryd daaroor. En doen dit net. En geniet dit. Ek het pelle wat dit geniet. Maar, waar was ek nou weer? Ek nou van gister af vergeet. Nee, vergeet. Hy. By Esansie. Jy is 'n pragtige mens. Maar hoor gou mooi, ek kom by die AGS die eerste keer, ek hoor al het woord skool. Ek is 'n praktiese mens, ek kom toe uit die draksquad uit. Ek was undercover in die draksquad, ek was in Koevoet, so ek hou van prakties. Ek loop na 'n ander persoon toe, maak. En ek vra hom, en maak jy dit het vir my gesê, jy gaan nog vir God werk, wanneer begin jy? Maar in elk geval, ek vra vir maak, wanneer, hoe werk die ding? Hoe lang? Nee, hy is al 7 jaar. Ek sê, maar ga jy hospitaal toe? Nee. En ek draai daar om en ek loop. Niks fout met die woordskool, ek dink dit is fantasties. Ek dink ons moet sulke goed bywoon. En ek loop en ek sê, Here, ek vra u. Ek kan nie dit na 15 jaar het eers doen nie. Want ek het laas week my vrou try doodskiet. So ek sal moet iets doen. Ek was so bang as ek stort. Ek het my oë oopgehou as ek my hare was. Want ek was bang, Stella skiet my. Is nou nie hierdie. Ja, jy kyk nou weer die program. En ek sê jou Stella, ek was bang. Daarom is ek na 33 jaar hou ek nog my mond. Nou die gelijk onder die bed. Sy sê, kom uit, ek sê. Ek kom nie uit nie. Ek is die baas in hierdie huis. Ek kan lewe waar ek wil. Maar hoor, mense, ek stel haar 'n bom. Gaan julle vertel hoe bou ek kom nie. Ek kom net uit Koevoet uit. Net getrouwd. Ek stel haar 'n bom. Ek sien myself, het help nou nie ek lieg nie. Ek moet die waarheid praat. Nou sien ek myself, ek was nog nooit in Mauritius nie, maar ek hoor, jy het allerhande goedjies daar met kort rokkies en hulle dans so om jou. Terwyl jy nou ram cocorico drink met 'n pineappel in. Ja, ek sien die prentjie, pastoor. En ek dink, en ek sien daai 2 polisse van my vrou op haar paysheet. Sy was al 'n kolonel op 30, hoof van kinderbeskermingseenheid. Sy was sommer vroeg, ek was 'n goeie sersant. Maar in elk geval, maak nie saak, ek het ook die telefoon gaan door, kolonel Strauss, man wat praat, goeiemôre. Maar in elk geval, net baie vinnig sê, dan noem hulle jou kolonel. Maar in elk geval, en ek kyk daai 2 polisse, en ek dink, jou stelletjie, jy was goed vir my. Jy was goed vir my vir 'n tydjie, maar ek sien net daar in Mauritius, gaan ek dans met hulle. My hart was vuil, want ek was 'n verwerpte kind, en ek wil iemand seermaak. En ek stel vir haar 'n bom wat oor 3 dae moet afgaan. En 'n brandewyndrinker is 'n ander ding. Hy vergeet. Alzheimer. Of wat noem jy ding? Jy drank jou in hom in. En 3 dae daarna ry ek met die XR3 nog, Ford XR3. En daai volgende oomblik stryk het my, die bom is hieronder. Ek gaan in die bewe. Soos ons vandag salwing voel. Maar al wat ek jou wil sê, maar hierdie God kom. As ek God was, het ek hom opgeblaas in die lig van die ding soek moeilikheid. Maar God sê ek stel in jou belang, man. God sê jy het al soveel nonsens aangejaag en jy's nog 'n buiteegtelike ding, maar ek is lief vir jou. Ek gaan van jou iets maak. Ek sê jou vanaand, God sê vir jou ook, hy wil van jou iets maak, jy is nie so sleg nie. Maar hou nou op hy wyn so sluk, man. Hou nou op die twak gebruik. Hou nou op die pon kyk. Bring daai data geld wat jy so pon kry kerk toe. Ek kan evangelisasie doen. Het jy al gedink? Al die twak geld, as Mamas Marie se twak geld nou kan Bybels koop.
In die hele Suid-Afrika Bybels. So, kom wil ons dit doen. Maar oké, ons los dit nou maar eers daar. Ek wil vanaand vir jou net vertel, kom ek by hierdie Jesus uit. En ek gaan vir die eerste keer, toe gaan bid ek nou vir 'n blinde. Nou mense, onthou ek het alles reg geskiet, en reg gebaklei, en reg alles. Ja, en ek was ook eintlik so, ek was so seentjie, ek het Cassie en Piet benadeel. Jy sê, jy sal maar niks sê nie, dit was wel, jene. Kom ons los die daar. Weet jy wat? Ek kom toe, en ek gaan saam met, ek wil het noem raspraat, breinmense. Want nog alle jare, en ek weet daar is wat mense wat lekker die Here doen, maar vergewe my, maar breinmense wat God dien, hulle is los. Daar is nie 'n styfheid nie. Maar voordat julle so amen, julle breinmense, gee hulle wyn en 'n kapie. Daar is hulle ook los. Daar is hulle ook los. So pas op. Maar, weet jy wat, ons moet ophou met rasisme. Dit is so lekker daai mense wat van Namakoland afkom. Daai mense wat sê, laat ons brood koop. In die snoekhang, ek bid saam met 'n klomp tannies daar, op Hondeklipbaai. Maar ek begeer, ek sê vir hulle die dag, ek soek 'n bietjie kreef. Hulle sê, pastoor, die lisensies is nou kwaai, ons kan nie kreef kry nie. En ek sit so en bid, saam met 'n klomp breintannies. En ek bid nog so, en ek voel onder gebed, iets stamp. Maak jy nog oop? In 'n meelsak toegedraai, 2 krewe, onder gebed. Ek maak dit my maag oop, en die tannies druk in. Ek kom by daai gebed, Leander, ek stap weg, 'n volpens krewe. Dis die tannies, die Here wat ons dien. Hy gee sommer sonder okay. Weet jy het nou weer 'n storietjie daaroor, maar toe maar. Maar hoor gou mooi. Ons kom by Hondeklipbaai. Ek het nog nooit 'n blinde gesien oop nee. Ek was in 'n kerk. Hulle sê Tannie Marie het kanker, dan sê die dominee, dit het God behaag om Tannie Marie kanker te gee. En dan bid ons maar. En God kry die skuld. Jesus kom en hy sterf vir siektes. En daarna word hy beledig. Jy maak siek. Waar is ons so deur mekaar? Maar okay. Van God siektes. En ons kom daar, ons is daar in die tent. Nou ek gaan saam met breinmense. Hulle het nie soos wit mense, sulke klein speakertjies wat kompak is nie. 'n breinmens, sorry dat ek moet dit so sê. Hulle vat musieke saam. Hulle noem dit ook musieke. Daar word 2 bakkies gery wat net die speakers. Daai is klein. Hulle slaat hom op. Hy's 3 meter hierdie kant, 3 meter hierdie kant, hy's daar. Hulle sit 'n mic om my kop. So as jy sê, dan gaan dit. So deur. Ek preek. Dis my eerste keer vir 'n blinde. Ek wil jou bemoedig deur hierdie boodskap. By hierdie storie wil ek jou bemoedig dat jy sê, ek gaan dit ook try. Dis jy wat gesond maak, jy is God. Amen. Hoekom kan jy nie jou hand oplig? Daar werk dit het nie gewerk nie. Hey, los God met sy besigheid. Hy sê, self olie en sit jou hand op en loop. Na dit 300 blindes in 6 maande. Come on man. Hulle skryf in die koerant, hy en sy seun is boos, want so jy hom noem Joster, is 5. Hy lik sy hand sommer maar, gaan dit tannie se oë op. Hulle sê hulle is boos. Soos hulle vir Jesus ook gesê het, Beelzebul. Maar hoor gou. En ek preek die ure, my mond is droog. Nou as 'n mens se mond droog is, dan as jy gepreek het 'n uur, jou mond is droog, as jy nie water gekry, is op die seestrand.
En die Here sê, daar kom 'n vrou met 'n blinde oog. Die Here sê, bid vir haar. Nou dink ek, ag, ek gaan bid, en dan gaan sy maar weer sit blind. Dit is hoe ek die kerkie. En die Here sê, toe weet ek nie, dis die Here nie. Die Here sê, spoeg op die grond, maak klei aan, en sit op haar oog. Ek kyk rond. En nou, ek het dit daai dag gedoen, 33 jaar terug, ek het dit nooit weer so gedoen. Hou op iets koppie. Party mense verkoop ons nou heilige spoeg, klei. En die ander ou heilige sticker, en die ander ou heilige piesang, en die ander ou heilige komkommer. Hulle nou weer kaste komkommers in Zimbabwe, heilige, holy komkommers. Raak ons mal. Jy moet holy wees. Yes. Wees jy heilig? As jou skade weer op mense val, moet hulle gesond word. Jy lou daai triek vertel. Dis nie 'n triekie, is die Here. Maar my mond is droog. En nou begin hoor ek, maar dis die Heilige Gees. As die water en ek, nou sit hierdie maatjie, en ek het hier spoeg hier, draai, en jy moet hom bietjie uithaal, het julle al in 'n koffieshop gesit, is lei, dink so onder sit, nou hoor jy skielik so, dit klink so, en dit weer galm op daai musieke, en ek, maar kry nie, op jou en kry 3.2 milliliter spoeg, maak haal hom hier agteruit, hy sê heel blink, hy is so bietjie geelerig ook, maar, mense wag gou, ek wil grous wees, hoor gou as jy dink ek is grous, ek wil wees, want ek wil jou wys wat doen God, met stinkspoeg, wat kan God met my en jou doen, en ek haal hom uit, nou druk ek hom met die, maar hy wil nie kom nie, maar hy kom hier op my tong, nou lyk soos die Jode daar voor die klaagmuur, maar hy wil nie, hy kom hier later, dan gaan hy 2 centimeter, hy doen bungee jumping, maar hy wil nie gaan nie, ek staan nog so, toe kry hy swarte krag, ek het dit geleer in wetenskap, die Here het swarte krag op die aarde gesit, en hy kry momentum en hy gaan, toe hy so draai in die seesand, toe kyk ek hom so, en ek dink as dit, nie die vrou se oog reg maak, is hy uit, en ek tel die vrotspoeg op, ek wil noem vir julle mense, maar Jezus kom by, toe ek het opsit, slat sy neer, dit sien ek ook vir die eerste keer, ek kyk so, what happened hier, ek was in sy skool, en daar val het dop af, en sy sprang op, ek kan sien, ek hardloop rond, wie's nog blind, en ek maak spoeg by mekaar, hey, wanneer hy instap, ek het nooit weer dit gedoen, nooit weer, ek het self olie, ek het ander moves gedoen, ek is bang vir een move, het laatst naweek op Sannies hof gesê, toe sê daar 'n klomp tradisioneel is, toe sê ek is bang vir die move, miskien is dit vanaand, Jesus kom in die, maak die oog oop, en hy spoeg sommer binne, ken jy my Jesus, jy lees jy die Bybel, hy is 'n bietjie anderster, hy sou nie ingepas het by ons pastore nie, hy spoeg jou binne in die oog, miskien vanaand dan nie, nou mens weet nie, maar ek is bang daarvoor, ek is so bang die Here, en hy gaan, as die 2 goed wat ek bang is bang hy stuur my Somalië toe, ek weet nie, hoekom nie, ek sê ek sal oral gaan, ek was nou by Kim Jong-un, vir hom 'n Bybel gaan gee, ek kon dood gegaan het, ek is so bang vir Somalië, en ek weet ek gaan, as 'n mens bang is vir iets, gaan jy, weet nie hoekom is ek bang vir Somalië, maar, en ek is bang ek moet iemand in die oog spoeg, en dat ek hoop maar dit gebeur met jou, want dit sal ek reg kry, maar hoor gou mooi, maar vergeet nou van spoeg en blaas en alles, moenie iets koppie nie, moenie begin nou allemaal in die oog spoeg nie, moenie nou begin allemaal met modder op die oog, mense, doen wat die Heilige Gees is, Amen, dankie Here. Herlewing is hier, jy weet nie wat vir herlewing nie, Amen. ons sien hoe ore oopgaan en blind, jy ken van die tyd af, nog steeds, hy het saam my in 'n plek kerk gehou, 306 maande is die tyd blind is, net so, dis die God wat is nie rooi is nie, ek kan nie eers 'n Panado pil maak nie, man, maar hierdie Here, so ek wil vanaand vir jou sê, wil jy nie ook hierdie stap maak, en bid vir 'n sieke nie, kom ek vertel jou nog een, my eerste een wat in 'n reistool was, daar by Bompies Bar het ek
'n ou bottelstoer. Maar het ek 'n kerk. Ja, En ek preek op daai stadium teen kerke. Pas op jou mind wat jy sê van God se plek. Nou gaan mars ek weer die 13de vir die kerk. Dat die kerk moet oop bly. Christene, weet julle wat het al gebeur die 2 Oktober? Dit sê 'n storie nie. Ja. Ons is klaar getarget as 'n terroristegroep Suid-Afrikaanse kerke. Ek praat vandag met nog pastore. Hulle weet dit nie. Die mense weet nie wat aangaan nie. Hierdie sê, want hulle het te veel teorieë goedjies rondgestuur. In WhatsApp goedjies. Hou op nonsens doen en kom by dit uit wat ons mee besig is. Maar in elk geval, die Here sê vir my op die 1ste van die 7de maand, dis 'n maandag aand, moet ek 'n kerk begin. Ek het gesê, jy begin nie nog 'n kerkie, as genoeg kerke. God sê in my binnekamer, begin 'n kerk. Ek kom by hierdie oom, 'n maand voordat ek sê, oom, ek wil die plek hier. Hy sê, nee, jy kan nie. Hy sê, o ja, hy gaan die 1 Julie oop. 1ste van die 7de maand. Ek kry die plek. 'n maandag aan, 2 pastore profeteer. Hoop jy profeteer al beter. 2 pastore profeteer. Jou kerk sal binne 'n maand toemaak. Want God het so gesê. Ek sal nooit vergeet nie. Nou is ek confused. Ek is 'n jong bekeerling, 4 jaar. Of 3 jaar, is dit nou van die Here, is dit nie van die Here nie. Hierdie 2 manne is godsmanne. En ek besluit op jou en ek druk maar deur. Dan het ek aan my maand te kerk. Ek druk deur. Later het dit 6 jaar geword. Maar oké, maak nie saak nie. Na 'n jaar toe skryf ek 'n brief en ek haal aan wat Handelinge sê. As die profeet se woorde nie uitkom nie, is hy nie 'n profeet nie. Maar in elk geval, en ons gaan aan. Die maandag aand, nou is ek onseker of ek 'n kerk moet begin en ek gooi sommer so 'n paar matte los. En ek en my vrou gaan 7 uur sluit is oop, maar ons adverteer niks. Ek sê, Here, as u sê, ek moet 'n kerk begin met hier vanaand mense kom. En ek sê daar. Hier kom stap 15 mense. En hulle kom sit. Ek sê, daar sê, ons begin. En dan sit 'n vrou met 'n reistool. En ek target haar. En as ek so lekker preek, ou Engela, dan skree sy, Roya, gee vir my daai mic. En dan drink sy weer water. Later kom ek agter is mynsteine water. In die kerk. En so begin in die kerk. En die Sondag besluit ek. En ek loop haar by, ek sê, staan op in Jesus naam. En sy staan op en sy gee die eerste tree, tweede tree. Toe wil ek al die rapport bel en Volksblad om te vertel wat doen God. Prys sy naam. Dankie, Here. Yes. Na die diens kom hy ou na my toe. Hy sê, die vrou loop al lank, sy sê verlam my. As sy lekker drink, dan stoot die mense haar rond, sy sê verlam my. Ek dink die Here het 'n verlamde opgerig. Maar weet jy hulle wat? God het my hart gesien. Dis waar. God het my hart gesien. Ek gaan besoek haar daai week, sy lê daar in die bed. Ek sê, hey, jy het my gevat vir 'n one. En ek vat haar 1 bottel mynstein en ek gooi hom so uit. En sy gryp 'n ander bottel, maar sy gooi vir my in 'n koes. Hier langs hier. Ek het 'n rowwe kerk gehad. Die tweede, in daai selfde week, toe hardloop 'n oom met 'n kop, maar hy slat vir my met 'n kop, dat ek daar gaan sit. Toe sien ek, maar hier moet ek ook maar terug begin slat, anders gaan ek hierdie fight verloor. Toe slat ek die oom, toe sê, jy sê 'n pastoor sa werk nie. Ek sê, oom, jy slat my dan. Ek wil jou vanaand sê, sy naam is Jesus. Come on, man. Maar ek wil vanaand vir jou sê, dan moet iemand weet wat gaan. Awaken my love, the groom is near.